Goeiemôre. Dit is donderdagoggend, die 3de April 2025 en ek groet julle almal hartlik hier vanaf die Ooskus hier in Ballito se wêreld. En vanoggend 'n paar gedagtes en nommer 1, niks in die lewe kom sonder opoffering nie. Ons gaan tuis hier op die 6de vloer van 'n gebou met 'n pragtige uitsig oor die see. En die afgelope 2 dae was daar net een krisis gewees. En dit is die feit dat die huisbak nie gewerk het nie. Dit beteken dat jy al daai trappe van onder af moet klim met jou bagasie, swaar dra, opoffer om bo te kom. Maar dan wanneer jy bo staan en jy stap uit op die balkon en jy kyk uit oor die see, is die beloning daardie pragtige uitsig. Opoffering bring beloning. As jy die sonsopkoms in die oggend wil sien, moet jy vroeg opstaan. Moet jy betyds op 'n plek wees sodat jy die sonsopkoms kan sien. Dit vra van ons om 'n paar dinge te doen om dit uiteindelik suksesvol te maak. Niks kom sonder opofferings nie. Die beloning aan die einde van die dag vra opofferings. As ons dan kyk na die regering van nasionale eenheid, die ANC en sy koalisie vennote, wat aanvanklik nie 'n ooreenkoms kon bereik ten opsigte van die begroting nie, dat het gegaan rondom 0,5% BTW wat verhoog moes word. En ons sien dan ook dat die ANC regering uiteindelik buite sy koalisie vennote gaan soek het en by Action SA genoegsame stemme gekry het om die begroting deur te laat. Dit wys vir ons groter krake in die regering van nasionale eenheid as wat ons gedink het. So dit gaan nie baie goed daar nie en ons kan enige dag iets meer verwag. Hier by ons in Suid-Afrika word BTW gelig, belasting op toegevoegde waardes. Dit word gelig om voorsiening te maak vir 'n begroting. En dit terwyl in Amerika Donald Trump sy sogenaamde bevrydingsdag aankondig. Die bevrydingsdag, die dag waarop daar dus nie meer persoonlike belastings betaalbaar sal wees nie, maar dat dit vervang sal word deur die sogenaamde invoertariewe. Nou ons weet dat Amerika se produkte word tot 100% belas in Europa en in ander lande, maar almal kan na Europa uitvoer of kon uitvoer na Europa met minimum tariewe. En Trump het nou tariewe aangekondig vir al die lande met wie hulle handel dryf. En interessant is Suid-Afrika se tariewe die invoer van produkte vanuit Suid-Afrika na Amerika is nou belas met 'n 30% invoertarief. Is dit nie ironies dat die 30% ons herinner aan die slaagsyfer van skoolleerders, die slaagsyfer aan universiteite en colleges, die 30%? Is dit al wat die land eintlik dan werd is 30%? Maar dis natuurlik ook redelik hoog as dit kom om tariewe te betaal vir alle produkte wat uit Suid-Afrika uit Amerika sou binnegaan. Dan sien ons ook dat die Tesla aanvalle nog steeds voortgaan en ek het al baie gewonder met al die dinge in Amerika, die wonderlike internetvermoëns, die vermoë om die geldpaadjie te volg, die leidrade te volg en uiteindelik by die antwoorde uit te kom
was dit interessant dat Elon Musk dan ook gesê het, hulle weet nou wie sit agter die aanvalle en wie betaal hierdie mense om die Tesla karre aan te val. Dis ook interessant dat dit juist Tesla karre is, want dis mos groen karre, groen energie. En dis waarvoor die demokrate staan. Maar as gevolg van Elon Musk se teenwoordigheid met hierdie departement van openbare waste om dit op te spoor, die geld wat verduister is, die korrupsie oop te vlek, het hulle natuurlik probeer om met alle mag te stop en van daar het dit gekom dat die aanvalle op Tesla plaasgevind het. So hier het jy al klaar so 'n bietjie van 'n teenstrydigheid. Terwyl ons daar in Europa ook groot probleme sien, ons sien toenemend dinge wat nie demokraties is volgens die definisie nie. Ons het gesien hoe Roemenië se verkiesing gekanselleer is, hoe daar opgetree is teen verskeie leiers wat die hoofopponente in die verkiesings is en almal word omtrent toegesluit. In Frankryk het ons die situasie waar Marine Le Pen uit die aard van die saak nou geteken word omdat haar party waarskynlik weer sal wen, maar fisies dan ook vir Macron, die huidige president, se posisie bedreig. Marine Le Pen is sopas deur die howe verbied om vir 5 jaar aan enige vorm van politiek deel te neem. Die gevolge daarvan is massiewe protesoptredes in Frankryk en ons kan dit toenemend sien gebeur oor die volgende klompie weke. Terselfdertyd waar hierdie behoudendes onder Le Pen staan vir dit waarvoor Donald Trump staan, naamlik vrede, sien ons dat Macron en Keir Starmer van Brittanje nog steeds voluit poog om 'n oorlog in Oekraïne te laat eskaleer tot 'n wêreldoorlog. Daar's 'n desperaatheid onder hierdie sogenaamde globaliste, selfaangestelde leiers in die wêreld wat hulle geld gebruik het en misbruik het om die wêreld te onderwerp aan hulle denke, hulle wil 'n ongekose wêreldregering. In Rusland het hulle probleme gekry, China, Amerika tans, en nou wil hulle ten alle koste Europa behou. Maar stadig maar seker gaan mense se oë oop en gaan dit nie meer so maklik wees nie. Ons moet groot proteste en opstande in Europa te wagte wees. Nou intussen dink ek Donald Trump maak 'n baie groot fout met sy vrede deur mag, vrede deur krag, want hy dreig almal nou langs die pad met verdere sanksies, met aanvalle en al daai tipe van dinge. Maar die afgelope 3 jaar tydens die Biden-regering het die wêreld se gevoel en uitkyk en siening van Amerika so iewat verander. En dis nie nou so maklik as wat Donald Trump gedink het dit gaan wees nie. Ons sien dan ook dat die dreigemente van aanvalle en vernietiging en so meer die hitte in die Midde-Ooste 'n bietjie opjaag. Elke dag beweeg ons 'n bietjie nader aan konflik. In Suid-Afrika het ons die situasie, die regering van nasionale eenheid wat uitmekaar uit wil gaan, belastingverhogings om die begroting te laat klop. So wêreldwyd, insluitende Suid-Afrika, is daar nou magte en kragte aan die werk. Wat van my as jou, as gewone mense, baie meer opofferinge gaan vra, meer toewyding gaan vra, meer opofferinge om die mooi te kan raak sien, die sukses kan raak sien, soos daai
6 verdiepings se trappe wat jy moet klim om die pragtige see-uitsig te sien. Daai vroeg opstaan om die sonsopkoms te sien. Dit gaan meer en meer van jou en my verwag word om positief in Suid-Afrika te woon. Om positief 'n doelwit te kan stel, ons hope te kan uitleef in 'n wêreld wat tans totaal op sy kop staan en waar bitter min mense nog besef wat is reg en wat is verkeerd. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en hou in gedagte dat daar vanaand geen bosberaad is nie, maar ek sal môreoggend dan weer 'n uitsending maak saam met julle, lekker gesels en julle moet 'n mooi dag hê en onthou net ons moet vorentoe kyk want daar's net een rigting en dis vorentoe. Sonder 'n opoffering, sonder positiwiteit gaan ons uiteindelik aan die einde van die dag nêrens kom nie. Mooi loop.